tot eer en verheerliking van U grote naam. In tye soos hierdie, Here, wanneer ons weet hoe afhanklik ons is van U, hoe ons U nodig het, Here, wil ons net U loof vanmôre. Daar is niemand soos U vanmôre nie, Here. Here, my gebed is dat U vanmôre in elke een se hart hierdie woord sal uitgrafeer en dat hulle dit saam sal dra, dat hulle hierdie waarheid sal hoor en dat hierdie waarheid in 'n vuur sal word in hulle lewe en hulle daarvolgens in U wil sal inwandel. Ons eer U vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Goeiemôre, dankie, julle kan julle sitplekke neem. Lag er een langs jou op sy rib net lekker hard, dat hy wakker word, hy moet hoor, sê hierdie woord is vir jou vanmôre, amen, prys God se woord, God is so getrou. Ons lyk of ons in 'n teater is, en hierdie tydsligte is aan, en dan sien die mense regtig nie, maar dit is eintlik lekker, dit voel bietjie koeler, ek weet nie of ek my verbeel nie, maar dit voel koel, hierdie ligte is soos heaters, amen, maar die somer is lekker, dit bly nog lekkerder as die winter, amen. Prys die Here. Want as jy nou by die huis kom, kan jy gaan swem. Ja, as jy 'n swembad het. As jy nie 'n swembad het nie, jammer om te hoor. Ja, so, ons eer die Here. Ons leef in onseker tye. Ja, dit is nou eintlik vanmôre, ek wil 'n preek gedoen het, maar dis nodig om hierdie preek te doen, as ons sien wat in ons wêreld aangaan, as ons sien wat in ons kerke aangaan, as ons sien regtig wat in ons eie lewe aangaan, is dit belangrik om hierdie te hoor wat die Here vir ons wil sê. En voordat ek vandag begin, wil ek hê jy moet baie graag net hierdie preek in die regte konteks verstaan. Ek wil nie hê jy moet vanmôre hoor dat God gaan vir jou voorsien. Met ander woorde, you're gonna get an out of jail card verniet. Jy hoef van jou kant af absoluut niks te doen nie. Nee, glad nie. Ek wil hê jy moet verstaan dat ons nie eintlik God kan tart nie. God het jou geskep om te heers. Dat jy moet 'n verandering ook wil doen. Amen. As ek daar, is julle met my. So ek wil hê jy moet dit verstaan. Onthou, geen verskoning. Kom met feite. En Bybelse feite, goddelike feite. So ons moet weet vanmôre, as jy hier uitstap en jy weet hierdie was vir jou en dit het jou bietjie aangeroer, is dit net nodig dat ons in die regte perspektief inkom. God is 'n God van ware seën. Hoor mooi, God wil jou regtig seën. Dis iets wat jy moet weet en moet onthou. So ek wil hê ons moet saam lees uit die boek van Matteus. Hier praat Jesus. Ons praat nou daar agter toe ons bid. En 'n baie belangrike ding wat ek ook bietjie deurwerk op hierdie oomblik. Iets wat my geweldig pla, dinge wat ek doen, maar ons sal dit uitwerk. Maar ek wil net ietsie by dit voeg. En dit kom by ons uit Jesus se bergpredikasie, die konstitusie van die woord. Jesus gee hierdie leringe aan die mense op die berg. En hy kom en dan sê hy daar in Matteus 5 vers 3. Hy sê, salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle. Die nuwe vertaling gee hom so. Hy sê, salig is elke een wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ok. 53 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Maar ek wil met jou praat, 'n baie welbekende gedeelte, Jesus se eie woorde. Hy kom in Matteus 6, 25 en 26, julle kan daar sien, ne? Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie. Ook nie oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam meer as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring niks in skure bymekaar nie. En julle hemelse Vader voed hulle. Is julle nie meer of baie meer werd as hulle nie? Ons leef in onsekere tye. Ons is onseker oor ons werk. Ons is onseker oor gesondheid, miskien vanmôre. Finansies. Finansiële druk. Die toekoms van ons kinders. Elke jaar fascineer dit my wanneer ek kyk na die inskrywings van nuwe kinders en hoe die sisteme in die regering en al hierdie goed nie reg is nie. Hoe ouers deur al hierdie dinge moet gaan, 'n groot bekommernis wat heers in ouers se lewe. Die wêreld se toestand.
Die wêreld se toestand. Kan ek gou vanmôre sê, ek dink baie mense glimlag aan die buitekant, maar dra angs in die binnekant. Daar is geweldige angs in hulle binnekant. En weet jy, Jesus kom en dan praat hy, ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre. As Jesus in Matteus praat en hy praat met hierdie mense, praat hy nie hierdie woorde aan mense wat nie probleme het nie. Nee, hy praat met gewone mense. Hy praat met arme mense, hy praat met onderdrukte mense, mense wat nie seker is, waar kom hulle brood môre vandaan nie, of selfs in vandag se tyd nie, waar kom hulle volgende ete vandaan nie. En weet jy wat, dan kom hy tog, dan sê hy daar, moet julle nie kwel nie. Moenie julle kwel nie. Maar Jesus is makliker gesê as gedaan. Is makliker gesê as gedaan. Jy sien, die vraag is nie of ons onseker of in onsekere tye beleef nie. Die vraag is eerder hoe ons God in hierdie onseker tye vertrou. Ek dink as 'n mens kyk tog na die een preek, na die ander preek, dan is dit asof 'n mens altyd hinker na dieselfde ding, na die geloof, na die vertrouenswaarde. Dan sê ek, maar Here, eers die mense sal moeg. Jy moet luister. Miskien moet jy dit net meer en meer hoor, laat dit begin insink in jou lewe. Ek sê weer vanmôre, dit gaan nie, die vraag is nie oor hoe ons in onseker tye beleef, of ons hierdie onseker tye beleef nie, maar hoe ons God in hierdie tye vertrou. Eerlik. Kom ons wees eerlik daaroor. En as ek sien, dan sien ek ook, Jesus ontken nie die werklikheid nie. En ek ook vandag. As ek sien hoe mense swaar kry, letterlik by elke Robert stopstraat staan mense wat swaar kry. Wat swaar kry. En weet jy wat, dan kom hy, dan noem hy die dinge waarvoor die mense die meeste bekommerd is. Wat is die mense die meeste bekommerd? Hy noem kos, en hy noem drinkwater, en hy noem die klere, en hy noem die basiese oorlewing noem hy op. Hy noem hierdie dinge op. Hierdie is regte behoeftes. As ek nou kyk na vandag se pensionarisse, mense wat net afhanklik is van hulle SASSA gelde, hoe hulle moet lewe, hoe hulle deur 'n maand moet kom, werkende jong mense, mense wat regtig begin by mekaar maak, middelklas, en is so wat die woord kom in die laaste dae, hy sê, die wat ryker sal ryker word, en die wat arme sal armer word. Want dis die leefwyse. En hierdie is die regte behoeftes waarna 'n mens kyk. Maar God verwag nie dat ons maak asof ons niks voel nie. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, God verwag dit nie. God verwag nie dat ons niks moet voel nie. Maar Jesus kom en dan waarsku hy ons teen die lewe wat deur bekommernisse beheer word. Hy waarsku ons. Hoor wat sê hy vir ons? Hy sê, dit kom daarop neer dat hy sê dat bekommernis verander niks aan môre nie. Dit steel net vandag se vrede. Dis wat dit doen. Dit steel net vandag se vrede. Jy bekommer jy alreeds oor môre. Hy sê dit daar verder. Sê hy dan, moet julle nie kwel oor die dag van môre nie. Oor julle lewe nie. Want dit steel vandag se vrede. Ek hou van wat Jesus leer. Jesus herinner ons, elke een van ons, wat is belangrik? Wat is belangrik? Hy kom en dan sê hy, is die lewe nie meer werd as voedsel en die liggaam meer as klere nie? Kyk daar. Hoor wat sê hy? Ons probleem is dikwels perspektief. Wanneer onsekerheid kom, dan begin ons God se gawes verwar met wie God self is. As ek maar net genoeg geld gehad het, sal ek veilig wees. As ek maar net gesond was, sal alles reg wees. Weet jy wat, as mense sê so, as die Here net voorsien is, as die Here net in my lewe deurkom, sal ek meer kerk toe kom. Sal ek meer kerk toe kom. Jesus sê jou lewe is meer werd as wat jy besit. Jou waarde lê nie in dit wat jy het nie, maar wie jou geskep het. Wie jou geskep het. Wat vir my so mooi uitstaan in vers 26,
Kyk vir my na vers 26 daar. Hoor wat sê hy daar. Hy sê, en Jesus wys hoe God sorg. En ons moet dit raak lees. Mense, ek dink ons lees die Bybel nie altyd raak nie. Kyk wat sê hy daar. Hy sê, kyk na die voëls. Kyk na die voëls. Let op. Jesus sê nie dink aan die voëls nie. Hy sê let op. Kyk na die voëls. Die voëls saai nie, hulle maai nie en hulle bou nie skure nie. Maar tog voed God hulle. Tog voed God hulle. God gee vir hulle. As God dan vir die voëls sorg en vir die diere sorg, hoeveel te meer sal hy vir my en jou as kind van die Here nie sorg nie? Onsekere tye verdwyn nie sommer nie. Kan ek vanmôre dit vir jou eerlik sê? Maar God se getrouheid verdwyn nooit. God se getrouheid verdwyn nooit. Wanneer Jesus kom en dan sê hy, kwel julle nie oor julle lewe nie. As hy sê, kwel julle nie, dan nooi hy ons uiteindelik om te sê, weet jy wat, ek ontken nie hierdie nie, maar ek wil hê julle moet my vertrou. Ek wil hê julle moet my vertrou. Hoe meer julle vertroue in my sit, hoe meer julle glo dat ek vir julle wil sorg en gaan sorg, hoe makliker gaan dit word. Vertroue, weet jy wat is vertroue? Kan ek jou geleer vanmôre om te vertrou staan vir die Here? Ek verstaan nie alles nie, Here. Ek verstaan nie alles nie, maar ek weet wie U is. Ek weet wie U is. Een van my gunsteling psalms, Psalm 37, een van die mooiste psalms wat daar is. En Psalm 37 is geskryf in 'n tyd toe dit gelyk het asof die verkeerde mense altyd wen. Ek dink ek en jy kyk ook na hierdie omstandighede, na verkeerde mense, dan sien ons altyd, maar hierdie mense dien God nie, maar kyk hoe goed gaan dit met hulle. Hulle het alles. God het hulle ook lief. God het hulle net so lief, soos vir jou. Hoor wat sê hy in Psalm 37. Hy sê, vertrou op die Here. Kerk, wat sê hy? Hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Daarom het ek gesê, sien hierdie preek vanmôre in die regte konteks. Daar is mense wat regtig wil sê, maar nou se kry nie werk nie. Maar eintlik soek hulle nie werk nie. Ja. Jy moet hierdie ding verstaan. 'n Mens moet hierdie verstaan in die regte konteks. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Kom ons kyk na die voorsienende God, hoe hy daar is. Kom kerk, ons moet vanmôre saam praat. Kan ek vanmôre sê, dis nie 'n preek nie. As jy sommer jou hand wil opsteek en my 'n vraag vra, dan vra jy my 'n vraag vanmôre. As jy nie 'n verhouding het met die Here nie, as jy nie bid nie, gaan dit voel asof God afwesig is. As jy in jou eie insigte of as jy in jou eie krag staat maak en jy maak staat op jouself en dit kom werklik so dat jy met angs binne in jou loop en jy vra, kom ons wees eerlik vanmôre, is dit die Here of is dit die vyand wat in jou lewe heers? Die vyand. Ek sê altyd vir Monja en ek lag hieroor, sien my nou vanmôre en ek is 'n grap, lag ek maar vir myself. Maar in elk geval, Desember maande is die maand met die minste probleme. Dis die lekkerste tyd wanneer 'n pastoor is. Niemand het berading nodig nie, niemand sukkel nie. Want jy sien die bonusse en die pys en die goed is groot. Die lewe, die genot is wonderlik. Hier van die 3de dag in Januarie en dan sit ek met my foon naby. Dit lyk soos dobbelmasjiene soos daai WhatsApp deurkom. Pastoor. Maar sorry vir julle wat dit nou doen. Dis tydjie omstandighede maar. Mense, kom ons begin bietjie dink. Kom ons begin 'n bietjie net oor ons gedagtes om te waak oor dit.
Jesus leer ons hierdie dinge. Toe Jesus die evangelie verkondig het, weet jy wat, het hy nie eens 'n kussing gehad om op te slaap nie, hy het sy kop neergelê op 'n klip. Ons het baie om dankbaar te wees voor. En ek weet dit is moeilik. En die goddelose het voorspoed gehad en die geregverdige sukkel, en dit is maar hoe dit is. Maar weet jy, kan ek vir jou iets sê, hoor wat sê hy, skep jou vreugde in die Here. Skep jou vreugde in die Here. U is die bron van my krag, Here. U is die liefling van my siel. Ek wil jy moet dit hoor vanmôre. Vreugde is 'n keuse, hoor. Nie 'n gevoel nie. Dis 'n keuse. Ons skep nie vreugde in omstandighede nie, mense of besittings nie. Kan ek jou iets sê? Maar alleen in God self. In God self. Dit gaan daaroor. Kom ons kyk 'n bietjie in praktiese tye soos hierdie in vandag se tyd. Hoe moet ons onsself in hierdie onsekere tye bo kry? Ek het 'n paar wenke vir jou en jy kan maar besluit of jy dit wil doen of nie wil doen nie. Maar as jy wil môre gaan kyk weer na hierdie preek. Kom ons kyk gou-gou. Die eerste een is elke dag van jou lewe as jy opstaan, gee jou dag oor aan God. Gee dit vir die Here. Moenie môre of gister se laste saam met jou dra nie. Elke dag is uniek. In elke dag kan die Here baie dinge verander. As jy die Here vertrou, stuur hy vername mense op jou pad. Weet jy wat sê die woord van die Here? Hy sê hy is die ene wat aansien gee. Hy sê hy hef die armes op van die ashoop en plaas hulle by vername mense. Jy kan vandag down in 'n dans wees. Maar as jy die Here vertrou, as jy jou dag oorgee aan hom, 'n totale oorgawe gee aan hom, in daai dag kan dit verander. Ek sê altyd, partykeer wanneer jy dit die minste verwag, maar jou verwagtinge en jou vreugde is baie in God, in die Here, verander jou lewe. Gaan kyk, gaan toets dit. 2, deur God se beloftes bo vrese te plaas. Hou op vrees, mense. Die Here het ons 'n lewe in 'n lewe van hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Kan ek vanmôre vir jou sê, wat God sê is groter as wat ek voel. Sy wee is nie my wee nie, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Weet dit vanmôre. 3, deur te onthou wie God al vir ons was. Onthou jy, toe jy regtig 'n moeilike tye was, hoe God jou deur moeilike tye gedra het, hoe God jou gered het, sy sielsaligheid. Hy was getrou toe jy swak was, juist toe jy swak was sy krag sterk in jou gewees, en hy sal weer. 4, deur gebed eerder as bekommernisse. Bid mense. Elke bekommernis is 'n uitnodiging tot gebed. Wanneer jy bekommerd is, moet jy begin om te bid. As iets pla, bid dit, gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here. Kan ek en jy vandag weer kies om God te vertrou? In alles. Omdat ons nie alles onder beheer het nie, maar omdat hy alles onder beheer het. Hy het alles onder beheer. En dit is moeilik. 'n Mens veg deur al hierdie dinge, deur goed waardeur ons altyd maar moet gaan. Maar kan ek weer vanmôre vir jou Matteus 5 vers 3 lees? Of sê, salig is elke een wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Elke dag. Om te bid is werk. Skryf dit neer in jou notaboekie, in jou Bybel. Jy moet leer om jouself te dissiplineer om daar te kom. Jy moet jou leer om regtig met oorgawe jou dag aan God toe te vertrou. In sy voorsiening en alles wat hy doen. Ek kan getuig. Ek kan net getuig van God se goedheid. Daar's Monja. Ons kan net van God se goedheid getuig. Omstandighede is 'n ander saak. Die aanslae en die liste van die vyand sal kom, maar weet jy wat? Hy wat in ons is sterker as hulle wat in hierdie wêreld is. Ons praat nie daaroor vandag nie. Jy weet hoe om staande te bly, hoe om dinge te doen. Maar om deur elke dag te kom, waar 'n mens te neergedruk is, omdat jy bekommerd is, oor waar kom die volgende bord kos vandaan? Hoe gaan ek werk kry? Hoe gaan 'n mens sukkel? Kind van God, jy is daar vanmôre se instrument. Ek luister vanmôre na 'n jong meisie. Hier buitekant praat ek en sy sê,
Sy sukkel om werk te kry, dis moeilik om werk te kry. Nou Karel sê vir hom, jy sal volgende jaar werk kry. Nee. As dit is waarin jy glo, sterkte, dan gaan dit so wees. God maak vir jou 'n deur oop wat geen mens kan toemaak nie. Hy skep hierdie dinge vir jou. Jy moet net leer om hom te vertrou. Maar jou woorde dra krag. Jou gedagtes dra krag. Kan ek vanmôre vir jou sê, vertrou God in alles. Kan ek vers 37 weer vir jou lees, ek sluit af. Vertrou op die Here en doen wat goed is, en bewoon die hemele en beoefen getrouheid. Hoor daar, beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre U kan vertrou. Dankie vir hierdie woord in onsekere tye waarin ons is as mense. Ag, vanmôre was ons dalk lekker opgewonde en joyful, maar ons is nog steeds, want hierdie is 'n waarheid. Hierdie is 'n realiteit in onseker tye. Tye waar mense dit moeilik het, Here. Waar hulle moet sukkel met elke rand en sent wat hulle dit moet omdraai. Maar ons spreek lewe, Here, ons doen wat U wil hê ons moet doen. Al vroeg in die Ou Testament sê die woord, kies lewe of kies dood. Kies lewe of kies dood. Ons moet eers by dit kom. Dit wat ons kies, die vrug wat ons dra daarby, sal so wees. Ek kies vanmôre om te lewe, om U in alle tye te vertrou, Here. Dankie dat U ons bewaar. Here, daar is mense wat alles sommer maar net van selfsprekend vat om te sê, maar weet jy, ek het daarvoor gewerk, dis hulle redenasie. Goed en wel. Maar soms vergeet hulle, Here, U gee hulle die krag om te kan werk, om op te kan staan, om dit te kan doen. Here, ek wil vanmôre net vir U sê dankie. Dankie dat U so deur U woord reguit praat met elke een van ons, in 'n mooi manier, verstaan ek dit. Wanneer U kom en sê ons moet ons nie kwel oor môre nie, of wat ons sal eet, of wat ons sal drink, of oor ons liggame, of wat ons sal aantrek nie. Here, U sê dit juis daar in die woord, alles is meer as die voedsel en die liggaam meer as die klere. Ek sal van nou af meer kyk na die voëls en ek sien dit, Here. Ek sien hoe U sorg. Hoe U daagliks sorg vir baie dinge. Vir omstandighede. Hoe U 'n weg oopmaak. Here, inteendeel wil ek vanmôre kom bid vir hierdie kerk. Ek wil vir hulle sê, elke een wat hier sit, ons het nou al gesien in tye van nood, hoe hierdie geseënde mense hulle hande en hulle harte oopmaak om behoeftige mense te help. Dankie dat U elke een in staat stel om te kan help. Here, wat 'n geseënde gemeente, wat 'n geseënde families het ons nie hier nie, Here. My gebed is, ek kom vanmôre en ek bid vir hulle. Ek bid vir elke huishouding, ek bid vir elke kind, ek bid vir elke man, vrou, ek bid vir elke ou mens vanmôre, Here. Dat U in hulle lewe deurbraak sal gee, dat hulle net getrou sal vas staan en geensins bekommerd wees nie, Here. En ons hou vas aan hierdie belofte. En julle hemelse Vader, wat die voëls voed, is julle nie meer werd as hulle nie. Ons is, Here. Ons vat dit vanmôre. Dankie daarvoor. Net vir die genoegsaamheid om vir elke een te kan gee. Hoe moeilik kan dit gaan? Wanneer 'n mens honger is, gaan dit moeilik. Dink 'n mens anders, doen 'n mens anders. Maar Here, dankie vir elke seën wat inkom. En dit kom net van U af. Alle goeie gawes. Ons verwar nie U goedheid met die goeie met dit nie, Here. Met wie U is nie, U gawes met wie U is nie. Maar dankie vir elke goeie gawe. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre net weer sê, vir elkeen sê, weet dat God is 'n ware seën vir jou. Hy is regtig. En hou vas in die Here. Hou vas in moeilike tye, onseker tye. Die Here sal ons hier deurdra. Kom ons staan en sluit ons lekker af. Sing ons saam.
Lekker, soos hier